Goeiemôre almal en baie welkom by vandag se Huiskerk. Ek wil net eers begin deur weer te herinner aan ons jaarlikse dankbaarheidsoffer. Dis so ietsie ekstra wat ons vir die Here gee, dankbaarheid en om te help met die gemeente se bediening ook hier in ons gemeenskap. So julle kan gaan bid en dink daaroor en doen dit deur SnapScan of EFT. Die inligting is op ons webwerf beskikbaar. Maar terug by vandag. Ons kry ons deesdae die wonderlikste selfone met die wonderlikste tegnologie en funksies. Maar niks daarvan help as die foon se battery pap is nie. Dan het ons 'n charger nodig wat ons iewers moet gaan inprop sodat die battery weer kan herlaai sodat ons hierdie wonderlike goed weer kan gebruik. Nou ek wil hê jy moet so 'n oomblik dink oor jou lewe op die oomblik in hierdie tyd van die jaar. Voel jy dalk so 'n bietjie soos 'n selfoon wat se battery pap is en herlaai moet word? Dalk is daar baie dinge by die werk wat jou aandag verg. Goed en projekte en goed wat moet afgehandel word voordat die jaar nou tot 'n einde kom. En dit veroorsaak stres en spanning en angs in jou lewe. Dalk is dit net jou kinders wat jou laat angstig voel. Dis mos nou weer eksamentyd, die matriek is klaar besig, dalk maak dit jou angstig. En julle wat afgetree is, mense dink mos dat as jy afgetree is, dan het jy nou geen angs en spanning en goed meer in jou lewe nie, maar ek weet dit is nou nie altyd, werk mos nou nie altyd so nie. Ek weet van mense hier in ons gemeente wat nou in die proses is om van hulle groot huis af na 'n kleiner plek toe te moet trek en daai oppakproses en trekproses veroorsaak baie angs en spanning by mense. Dalk is dit gesondheidsissues wat jou laat angstig voel. Dalk is dit finansiële bekommernisse. En die jaar raak lank, geld raak minder, mediese fondse raak uitgeput. Dalk het jy nie eers 'n mediese fondse en jou geld raak nou te min om al jou onkoste te dek. Dalk is jy net bekommerd oor jou kinders en jou kleinkinders. Hierdie tyd van die jaar is dit asof hierdie goed net al hoe erger mos nou raak in ons lewens. En dis 'n tyd wat ons moeg voel en oorweldig voel na 'n lang jaar. Wanneer die batterye begin laag voel. So dis ook 'n goeie tyd vir 'n systems update of 'n reboot van ons lewens. 'n Tyd wanneer ons onsself weer aan God verbind en nuwe krag en nuwe energie kry. En dis waaroor ons preekreeks vir die volgende paar Sondae hier in November gaan. So kom ons kyk na vandag se eerste tema en ons gaan lees uit Johannes 15 vers 1 tot 8. Ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg, maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit nog meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot nie sy eie vrug kan dra, as dit nie in die wingerdstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot buite uitgegooi en verdroog. Hulle maak dit dan bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle bly, vra dan wat julle wil en dit sal met julle gebeur. Hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en my disippels kan wees. Ons het 'n wingerdprieel hier by die huis. En elke jaar gewoonlik so in die begin van winter, dan moet ek nou daar opklim en dan moet ek hierdie wingerdprieel skoon snoei. Al die ou takke en so moet ek dan wegsnoei sodat daar in die lengte weer nuwe takke en lote en blare en so kan uitgroei. Nou hierdie snoeiproses is nodig vir die wingerd. Dit maak die wingerd beter. Net so ook is die snoeiproses waarvan Jesus praat in die teks. Dit help ons om van ou goed ontslae te raak en sodat daar weer nuwe energie en nuwe lewe kan kom. Maar as 'n mens nou so 'n wingerd snoei, dan snoei jy nie aan die stam van die wingerd nie, of die wingerdstok nie. Want die wingerdstok bly dieselfde. Dis vanuit hierdie wingerdstok waar die nuwe takke en die nuwe blare en die nuwe vrug dan voortvloei. Die lewe kom vanuit die wingerdstok uit. So Jesus gebruik hierdie beeld om vir die mense 'n boodskap oor te dra, soos wat hy moes nou doen. Hy gebruik bekende beelde om iets te sê. Ons sien dit in die meeste
van sy stories. So wanneer hy vir die mense sê, ek is die wingerdstok en julle is die lote, dan weet hulle onmiddellik waarvan hy praat. Almal weet dat die lewe vloei vanuit die wingerdstok, vanuit die stam uit, na die takke en die nuwe lote toe. So Jesus gebruik die beeld om te sê, die nuwe lewe wat sy disippels kry, vloei uit hom uit. Hy is die bron van nuwe lewe, nuwe krag, nuwe energie en van goeie vrug. En die uitnodiging daarmee saam wat Jesus rig is dat mens moet net in hom bly, om ingeprop te bly by die bron, om in hom te bly, gee nuwe lewe. Nou, dit is baie maklik vir ons om los te raak van die bron, om te ontkoppel van die bron. En soos 'n foon wat heeltyd aan die werk is, dit vat mos baie energie. Dit vat baie energie, en net so is dit met ons ook. Dit maak die batterye pap, dit maak dat ons moeg raak, dit maak dat ons angstig raak, dit maak selfs dat ons uitbrand soms. Soms gebeur dit dan dat ons die batterye wil herlaai op verkeerde maniere. Ons dink dat as ons meer werk en langer ure werk en meer doen, dan gaan dit beter wees, maar op die ou end maak dit dat ons nog moer is, dat die batterye nog papper raak. Soms dink mense, maar as ons ander goeders doen, dan gaan dit help, soos ons batterye word herlaai deur kos of deur drank, maar dit maak dinge net nog erger. Ek lees een van die grootste probleme in ons land op die oomblik is online dobbelry. Mense dink dit gaan vir hulle antwoorde gee, dit gaan vir hulle uitkomste gee, maar dit maak dinge net erger. Dit verwoes lewens. Maar in vandag se teks kom Jesus na ons toe en hy sê, ons hoef nie so hard te probeer nie. Ons hoef nie te soek na al hierdie goeders om die batterye te laat herlaai nie. Hy vra net een ding. Hy vra dat ons in hom moet bly. En ons doen dit eintlik op baie eenvoudige maniere. Ons doen dit deur tyd te spandeer met die Bybel, deur gebed, deur stil te raak, deur weg te breek. Ons doen dit ook deur as medegelowiges by mekaar te kom. In Matteus 18 sê Jesus vir ons dat waar 2 of meer so in sy naam by mekaar is, daar sal hy ook teenwoordig wees. So daar's waarde daarin om tyd te spandeer met met ander gelowiges. Daar's waarde daarin om by mekaar te kom. Dit gee vir ons perspektief, dit gee vir ons nuwe energie, ons help mekaar, ons ondersteun mekaar op hierdie lewensreis van ons. Nou, om in Jesus te bly en om ingeprop te wees by die bron, bring nie net vir ons nuwe krag en nuwe lewe nie. Jesus sê ook, dit bring vir ons goeie vrug voort. En dis op die oomblik ook die doel van hierdie verbinding. Die goeie vrug wat voortgebring word en uitgeleef moet word tot eer van God. En net in die volgende paragraaf na ons teksgedeelte in vers 9 tot 17 sê Jesus dat hierdie goeie vrug wat ons dra is 'n lewe van liefde wat uitgeleef moet word. Wanneer ons lief het, dan gee ons eer aan God. Nou saam met hierdie liefde kom ook die goed wat Paulus noem in Galasiërs 5, die vrug van die Gees, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Nou dit is alles goed wat ons help om die dinge van die lewe beter te hanteer en wat ons ook help om mekaar beter te hanteer. So op die ou end, ons herlaai ons batterye deur in Jesus te bly. Hy is die bron van die lewe en ons moet ingeprop bly by hom. Hy is een wat vir ons krag gee. Hy is een wat vir ons die goeie vrug gee wat ons nodig het om hierdie dinge van hierdie lewe beter te kan hanteer. Bly in my, sê Jesus. Ons sluit af met 'n lied wat vir ons herinner dat ons onsself net moet oorgee en in Jesus moet bly. With every thought and every word, with every breath and all that I am, I want to love you
my God. I surrender. I surrender all. With every step and every plan, with everything that's in my heart, I want to serve you as long as I live. For you are my Lord, you are my Lord. I surrender. I surrender all my life and all of my needs, all my ways and all of my deeds. I want to follow you every day, for you are my God, you are my God. I surrender, I surrender.